Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, vandag is dit die 3de Februarie, dis die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gesels ons so 'n bietjie oor vervolging. Daar is talle Christene wat vervolg word ter wille van hulle geloof en hulle het ons gebede en ons morele ondersteuning baie nodig. Ons is gelukkig in ons land dat ons nog godsdienstvryheid het. Dit beteken egter nie dat Christene nie vervolg word nie. Op baie subtiele maniere, gesofistikeerde wyse word ons ook teen ons gediskrimineer. Ons het die versekering dat niks ook nie, die vervolging nie, ons van die liefde van Christus kan skei nie, want ons weet dat God ons liefhet en by ons is. Ons kyk na die kruis, na Pinksterdag en ons weet dat vervolging ons nie sal onderkry nie, want in Christus is ons meer as oorwinnaars. Maar kom ons gaan lees so 'n bietjie in God se woord oor al die vervolging. Eerste gedeelte Johannes 16, ons lees vers 1 tot 4. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar sal 'n uur kom dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek dit vir julle gesê het, maar ek het dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Ons volgende gedeelte kom hier uit Handelinge 20, vers 18 tot 24. En toe hy by hulle kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af, dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het, met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het, op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan jou nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge daar my sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig het, en sê dat die boeie en verdrukking vir my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek my blydskap, my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van Christus. En dan natuurlik Handelinge 21 vers 10 tot 14, en onderwyl ons baie dae daaroor gebly het, het 'n sekere profeet met die naam van Agabus na Judea afgekom, en toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus, bind sy eie hande en voete en sê, dit spreek die Heilige Gees, so sal die Jode die man, wie se gordel dit is, in Jerusalem bind en die hande van die heidene oorlewer. En toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek hom gesmeek om nie na Jerusalem op te gaan nie. Maar Paulus het geantwoord, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie om alleen gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe in die naam van die Here Jesus Christus. Toe hy dan nie oorgehaal was nie, was ons tevrede en het gesê, laat die wil van die Here geskied. Die wil van die Here moet altyd geskied. Dan Romeine 8, ons lees van vers 35 tot 39. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, vervolging, honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood en is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord en Paulus wat soveel geskryf het dat hy moedig is en weet dat om te ly vir u kan nie opgeweeg word teen die toekomstige dinge wat vir ons wag nie. Here, want as ons hier ons oë op aarde toemaak, dan maak ons dit daar in die hemel by u oop. En dankie Here vir hierdie moedige woorde dat ons weet, ons het niks te vrees nie, Here, want u is met ons dag en nag.
En ons sê vir U dankie daarvoor. Here, lei elkeen in hierdie dag, seën hulle ook in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja, amen en amen.